Reguit lyn meetkunde. Okay, so vir 'n begin weet ons gaan werk op reguit lyne. En hier's 'n paar goed wat ons moet weet. Ek gaan begin deur gou 'n reguit lyn te teken. Kom ons teken hom so half skeef. En ons sê al hierdie hoeke op hierdie reguit lyn, en dit maak nie saak hoeveel nie. Ons kan daar 'n hoek hê, daar 'n hoek hê, daar en daar. Al daai hoeke saam gee vir ons 180 grade. Ons noem dit ook dat die hoeke supplementêr. Supplementêr, mooi woord vir 180 grade, né? So as jy ooit hoor, wat is die supplement van 50? Dan sê jy, okay, 180 minus 50 is 130, so die supplement van 50 sal 130 wees. In geval jy sulke vrae ooit sien. Okay, so ons kan hierso sê dat A plus B plus C plus D, en ons weet hierdie saam 180 grade, want dit is hoek op 'n reguit lyn, en dan kan jy sê, hoek op 'n reguit lyn, ek hou van hierdie rede, aangrensende hoek op 'n reguit lyn, en ek wil net gou by hom stil staan, aangrensende hoeke op 'n reguit lyn, sê hulle omgee as ek net die reguit lyn afkort, né? Onthou moet dit nie afkort nie, daar is nie die regte afkorting nie. Ek hou van die woordjie aangrensend, want hier's ook hoeke op 'n reguit lyn, maar hulle is nie saam 180 nie. Dis net die hoeke wat aan mekaar grens wat 180 is, so jy moet versigtig vir daai wees. Maar as jou onderwyser sê hoek op 'n reguit lyn, is voldoende, gebruik dit, né? So dis ons eerste ene. So ons het ook gesê dat hierdie hoeke supplementêr is, want hulle is saam 180, mooi woord. En dan ek hou van hierdie enetjie, waar ek hoeke het, wat ek net mooi reguit teken, waar hulle saam 90 grade is, hulle lê almal loodreg op, so die hoeke almal hier is loodreg, né? Maar ek hou van die woordjie komplementêre hoeke. So gebruik weer eens jou onderwyser se rede. Hier is A, B en C. So ons kan sê A plus B plus C is gelyk aan 90 in die geval. En my rede, ek hou van die rede, gebruik jou onderwyser se rede, komplementêre hoeke. Of as jy wil sê hoeke is loodreg, dis seker okay, komplementêre hoeke. Okay, so ek hou van daai, want hulle is saam 90, en so hierdie is my reguit lyn meetkunde. Ek wil net gou hardloop deur driehoeke ook, wat is ook eintlik reguit lyne, is hulle reguit lyne wat driehoeke vorm. Okay, so wat weet ons van driehoeke? Dat A plus B plus C is gelyk aan 180 grade, ek dink daai ken ons, en ons noem dit binnehoeke van 'n driehoek. Van 'n driehoek, en kom ons sê die driehoek is ABC, ek hou ook van om te sê driehoek ABC. Okay, maar weer eens kyk na jou onderwyser, wat aanvaarbaar is in hulle oë, né? En dan kry ons nog 'n driehoekie, wat gelykbenig is. In so 'n geval, kom ons nou weer driehoek ABC, kan ek sê dat hoek B is gelyk aan hoek C. So in die geval gaan ek sê hoek B is gelyk aan hoek C, en hoekom is dit? Want dit is mos 'n gelykbenige driehoek, maar ons rede gaan anders te wees. Ons gaan sê hoeke teenoor gelyke sye. En net gaan 'n bietjie terugstaan daaroor. Ek het sye wat gelyk is, en daarom is die hoeke teenoor dit ook gelyk. Ek wil net gou 'n bietjie teruggaan hiernatoe. Wat van as hulle vir my hoeke gee? Net so by the way, hulle gee vir my 2 hoeke, en hulle sê hierdie is 30 en hierdie is 30. Kan ek dan sê dat hierdie sye ewe lank is? Ja, kan, né? En dan sal ons sê gelyke hoeke, gelyke sye. Net so by the way. Okay. En dan is daar 'n derde enetjie, wat nogal populêr is. Dis wanneer ek 'n driehoek het met 'n buitehoek. En in hierdie geval gaan ons sê hoek C is gelyk aan A plus B. En ons noem dit buitehoek van 'n driehoek. Buitehoek van 'n driehoek, en kom ons noem hierdie driehoek ABC. Dan sal ek net weer hierso sê ABC. Ek dink dit is nogal belangrik vir alles ou met baie driehoeke werk, dat jy baie duidelik is in watter driehoek jy werk. En onthou, so hierdie hoekie is gelyk aan die som van daai tweetjies. Ek dink ons het al graad 7 al mee te doen gehad. Dan moet ons nog net praat oor verwisselende hoeke en
So parallelle lyne, ooreenkomstige hoeke en daai tipe van goed. Belangrik hier, if, ek gaan net gou so afteken, I, en as jy wil Z, en ek gaan so met 'n X hier ook bymaak. Belangrik dat jy hier moet sien, dat by die F, die I en die Z, dat die F se lyne parallel is, die Z se lyne is parallel, hier, dis hierdie lyntjies wat parallel is. Ek sien baie keer, sien ek ouens, daar's so iets. En dan sê hulle, hierdie is parallel aan hierdie, maar dan sien ons, maar hier's 'n Z hier. Dan sê ons, maar hier's 'n Z hier ook. Dis hierdie pyle, lê op die F, op die I se kante. So dis baie belangrik dat jy dit sien. Hierdie onder is nie noodwendig parallel nie, dit kan dalk wees, maar nie noodwendig nie. En nou wil ek net gaan hierso by van, vas, sê hierdie is A en B, A sal gelyk wees aan B. En my rede hiervoor is ooreenkomstige hoeke. Kom ons skryf dit net hieronder, ooreenkomstige hoeke. En dan baie belangrik, watter lyne is parallel. So kom ons gee gou vir al die parallel lyne name. A, B, C, D. En noem ons dit sommer E, F, G, H. En noem ons dit sommer I, J, K, L. So, ons sê A en B is gelyk, by die van, of by die F, ooreenkomstige hoeke, maar watter lyne is parallel? A, B, parallel, C, D, moenie dit vergeet nie. Dis baie belangrik. Nou die tweede sommetjie, by die I, kan ons sê dat A en B is nie gelyk nie. Dis baie belangrik, by die F is hulle gelyk, by die Z is hulle gelyk, by die I is hulle nie. Hulle is saam 180, en ons noem dit ko-binnehoeke. En weer eens, jy moet sê wat is parallel? EF is parallel aan HG. En dan by die Z, hier kan ons weer sê dat hulle gelyk is. So hier kan ons weer sê A is gelyk aan B, ons noem dit verwisselende hoeke. En weer eens, wat is parallel? IJ, parallel KL, en ek wil net gou na die laaste een toe gaan. A en B sal altyd gelyk wees, en ons noem dit regoorstaande hoeke. So gaan C en D ook gelyk is, ook regoorstaande hoeke. Nou het ons 'n oorsig van alles. As jy wil pause hierso, pause hierdie teken hierdie af, baie belangrik, F en die Z is die hoeke gelyk, by die I is dit nie gelyk nie. Baie belangrik, né? So nou gaan ons gou een van ons oefeningkies doen, en ek het enetjie neergeplot, en ons gaan hom sommer van vooraf deurwerk. Hulle sê los op vir die onbekende waardes en gee redes vir al jou antwoorde, en ons gaan sommer hier na nommer A toe. Sal dit sin maak as ek by hierdie een begin, dan gaan ek sê F is gelyk aan 40. Nou ons praat van, ons moet X bereken, skus, ek kyk nie eens daarna nie, so ons moet nie F bereken nie. Hulle vra bereken X, wat dink julle? So ek gaan net so 'n bietjie uitzoom, net gou skoonmaak. Kan jy sien, en ek wil nou hier vir jou teken, ek wil dit nou net nie die mekaar maak nie, kom ons maak so. Kan jy sien, moet ek net bietjie dikker maak, dat hier is 'n I, en my I, die parallellyne lê op die I se buitelyne, so dis perfect. Kan ek nou sê, onthou wat ons gesê het by die I, dat hulle is nie gelyk nie, hulle is saam 180. So ek kan begin deur te sê, hierdie 40 wat ek hier het, plus die 5x plus die 65 is gelyk aan 180 grade, en ons sê rede, ko-binnehoeke. En onthou, moenie vergeet dit is parallel nie, A, B, parallel, C, D. En van hier af kan ons gou X oplos, ons hou die 5x hier, ons gooi die ander waardes oor, jy kan hulle eers met mekaar tel en dan oorgooi of wat ook al, maar kom ons doen dit net so. So 5x is gelyk aan, dit gee vir my 75, as ek nie verkeerd is nie, ons deel gou albei kante met 5, so X gaan in 575 in 15 keer.
So x is 15 en dis al wat ons moes gedoen het by die eerste enetjie. Ons gaan sommer na die tweede enetjie toe gou. Gaan na hierdie enetjie toe hier. Ek moet weer x bereken. Een van twee ways, ek sien sommer net dadelik, hierdie is hoek op 'n reguit lyn, aangrensende hoek op 'n reguit lyn, so ek kan sê x plus 35 plus 90, onthou hierdie teken hier, beteken 90, is gelyk aan 180 grade. Die rede hiervoor is aangrensende hoek op 'n reguit lyn. Ek hou van die woordjie aangrensend, jy hoef dit nie te skryf as jou onderwyser dit nie nodig het nie. Aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. Ek dink is nogal net belangrik. So hier gaan ons x alleen kry. Ons gooi alles wat nie by x hoort nie oor die is gelyk aan. So minus 35 minus 90. So x is gelyk aan 55. 55 grade, ja, jy sit die waarde in, okay. Dis x se waarde, so dis daai enetjie, ons gaan na C toe. So maar C sê, wat weet ons van hierdie? Onthou nou hierdie was regoorstaande hoeke, ons weet hulle is gelyk, so nommer C doen ons sommer hier. Nommer C, ons weet dat 3x min 15 is gelyk aan 45 grade en my rede regoorstaande hoeke. As hulle omgee, as ek net afkort, regoorstaande hoeke, so ons wil x uitwerk, is aan die 45 plus 15. Ek hou van as hierdie is gelyk aan ons onder mekaar is, myne is dan nie mooi nie, maar ek hou van as jy in die toetse hou het baie netjies vir jouself, so daar is 60, en dan gaan ons net deel met 'n 3, so x gaan gelyk wees aan 20, en ek dink dis wat ons moes uitwerk. Ons doen nou gou hierdie enetjie hier, ons moet x, y en z uitwerk. So kom ons begin by die x. Kan jy sien die f? En we gaan nou gou vir jy probeer teken. Daar is my f, onderste bo f. Is my f se lyne parallel, perfect. So ek kan dit gebruik. So ons weet daai twee hoeke is gelyk. So dis eintlik baie maklik van hier af. Kom ons doen hom gou. Ons kan sê x is gelyk aan 38 grade. En die rede, ooreenkomstige hoeke, né? Want dis die f ooreenkomstige hoeke. Moenie afkort nie, ek kort net af, ek nie spasie nie. En onthou wat is parallel? Ek kan nou nie daar lees nie. Kom ons vee net gou al hierdie uit. DE. So DE is parallel aan BC. En onthou nou om hier, omdat is x, y en z moet uitwerk, gaan ek dit gou daar invul. Hy is 38 grade, nadat ek dit gedoen het. Kom ons werk nou y uit. Kyk nou bietjie mooi hier. Ek gaan hom net bietjie met 'n ander kleur. Daar is my bakkie i. Is die parallelle lyne op die bakkie se kante? Ja, so ek kan sê hulle is kobinnenhoeke, omdat kobinnenhoeke is nie gelyk nie. So hier kan ek sê y plus 94 is gelyk aan 180 grade, kobinnenhoeke. En wat is parallel? DE, parallel BC, moet dit nie vergeet nie. Y, probeer jy is gelyk aan ons onder mekaar, dit lyk net altyd netjieser. 180 minus 94, so y is gelyk aan, ek dink is 86, ja, so y is 86, so nou het ek, omdat jy dit uitgewerk het, gaan skryf dit hier in, so dit is 86, en nou moet ek nog net z kry, en kan julle sien die driehoekie hierso, gaan dit gou 'n ander kleur doen, kom ek doen dit sommer met 'n highlighter, dis dalk beter, hierdie driehoekie bo, dat die binnenhoeke van 'n driehoek is saam 180, so ons kan daai enetjie ook uitwerk, so ons weet dat dat z plus z gaan ek net 'n streepie trek, anders lyk dit soos 'n 2, plus 86 plus die 38 is gelyk aan 180 grade, en nou ek skryf hier binnenhoeke van 'n driehoek, wat 'n driehoek is dit? Skus, daai driehoek is lelik. Driehoek, wat 'n driehoek is dit? Die driehoek ABC. Okay, so dan gaan ons z kan uitwerk. Ons gaan sê 180 minus die 86, minus die 38, minus die 38, en dan gaan ons z kan uitwerk.
En dit gee vir ons 56. En nou het ons al daai gedoen. Ja, kom ons gaan hier na E toe, hierdie enetjie hier. Ons met X en Y uitwerk, omdat jy kan nooit X en Y op een slag uitwerk nie. So is of die een of die ander. En jy kan sien hier is hoek op 'n reguit lyn. So ons weet dat 2x plus die 30 plus die x is gelyk aan 180 grade. Ons sê hoek op 'n reguit lyn, aangrensende, ek het nou nie langs aan plek nie, aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. Reguit lyn gaan ek net so afkoets, eintlik nie so goed om dit so af te koot nie. Stel ons x by mekaar, want daai twee saam is 3x, en ons gooi daai 30 oor, en word dit 'n min 30. So hier is 3x gelyk aan 150. Hoe kry ek x alleen? Dis deel met 'n 3. So x gaan daarin, 3 gaan in 15 en 5 keer, so is 50. So x is 50 in die geval, onthou maar ons moet ook y kry. Nou onthou, omdat jy x het, weet ek hierdie is 50. Nou weer eens, nou kan ons in die rigting gaan. Hier is weer hoek op 'n reguit lyn, want jy het mos nou x, né? So ons kan sê y plus daai x wat nou 50 is, plus die 30 is gelyk aan 180 grade, weer aangrensende hoek op 'n reguit lyn. Sorry vir die afkortings. Ons hou die y in die kant, ons gooi daai 50 oor, ons gooi daai 30 oor, verander sy tekens. So 180 minus 50 is ons 130, minus die 30 gee vir ons dan net 'n gewone 100, so ons het x en y opgelos in daai sommetjie. Ons kyk na hierdie nommer f hierso. Ons moet vir x oplos, easy peasy. Dis 'n z. Kom ons maak hom net. Sien jy die z? Daar is die z en daai is parallel, so is perfect. Ons weet daai twee lyne is daai twee hoeke is ewig groot. So ons kan sê x plus 15 is gelyk aan 45. En wat noem ons dit nou weer? Verwisselende hoeke. Verwisselende hoeke, wat 'n lyn is parallel. Ek het nou so te kere gegaan dat ek dit nie sien nie. Wat is parallel? AB, 'n parallel aan CD. Ons soek vir x, so ons gaan daai plus 15 oorgooi, word 'n min 15, so x is net gelyk aan 30, en daai enetjie, eintlik baie easy. Kom ons gaan na G toe hierso. Okay. Hulle sê S en I, hulle het hier gemerk, so hulle sê daai is gelyk, so is perfect, hulle het vir my gemerk, en ons moet x en y bereken. Okay, ek dink die maklike deel is om die z hier te sien. Ek hou van alfabeties te gaan, en ek sal net altyd dit doen, net uit 'n norm uit, maar jy hoef nie, maar mits hulle vra, né? Ek gaan altyd alfabeties, tot ek vashak, en dan gaan ek maar om my oor en weer. Kom ons merk het gou ons z hierso vir ons, dat ons dit kan sien, dat jy die z kan sien. Okay, so hier is my z. Okay, so ek weet, daai is gelyk aan mekaar. Ons weet dat x is gelyk aan 50, en die rede daarvoor, verwisselende hoeke. Verwisselende hoeke. En wat is parallel? RQ parallel aan TV. Okay, en dan moet ek nou obviously y gaan uitwerk. Nou kom ons maak dit gou so skoon. Ons het nou x uitgewerk as 50, so kom ons prop dit net hier in. Ek dink nou van 'n maklike manier is om dit te doen. Ons weet dat hierdie is 'n gelykbenige driehoek, so ons weet die twee hoeke is gelyk. So ons gaan dit ook nou sê. Nou, hoe gaan ons nou hoek T benoem? Ons wil nou sê hierdie hoekie hier is gelyk aan 50, omdat dis hoeke teenoor gelyke sye, né? Dis mos daai gelykbenige driehoeke, dan weet ons daai twee sye is ewe lank. Daai twee sye is ewe groot, dan weet ons die hoeke is ewe groot. Hoe gaan ons daai hoek 'n naam gee? Kom ons gaan bietjie, ek wil praat van hierdie hoekie hier. So dit sin maak as ek sê dis STI. En ek hoop dit maak sin vir jou. So ons gaan sê hoek STI, T is reg in die middel van daai twee letters. STI is gelyk aan 50 grade, en die rede, hoeke teenoor gelyke sye, hoeke teenoor, ek kort af, jy moenie, hoeke teenoor gelyke sye. Okay.
kan ek dan sê, en nou kan ons weer verder gaan na hierdie driehoek toe. Nou wat jy almal het, so ons kan nou teruggaan, nou kan ons sê, dit wil sê, 4y, 4y plus die 150 plus die ander 50 is gelyk aan 180 grade binnehoeke van 'n driehoek. Wat 'n driehoek is dit? STI. Okay. So ons hou die 4y hier. Ons gaan die 50 en die 50 oorgooi. Kom stel eers by mekaar so 100, gooi net 100 oor. So 4y is gelyk aan 80. So kry ons y alleen, ons deel met die koëffisiënt van y, as dit voor y is, so 4 gaan in 80 in 20, so y is 20. So as het daai enetjie gedoen, kom ons gaan nou hierdie nommer H toe. Ek moet net x bereken, okay, is 'n paar wyse om te doen, dat ek 'n bietjie dink wat gaan die maklikste wees. So ek dink vir 'n begin kan 'n mens hierdie hoek gaan uitwerk, want dit is hoek op 'n reguit lyn. Nou wat gaan ons hierdie hoek noem? Sal dit sin maak ek noem dit LPN, hoek LPN. So hoek, en dis nou hierdie hoek hier, hoek LPN plus 160 is gelyk aan 180 grade. Aangrensende hoek op 'n reguit lyn. Okay, moenie my afkorting stop hou nie. So LPN is dan 180 minus die 160. So LPN is dan net gelyk aan 20 grade, né? So ons gaan net gou dit hier invul. So LPN is 20 grade. Daarom weet ons nou daai is gelyk, want kyk nou my Z. Wow, nice. Okay, so LPN is 20, so ek kan sê dat 2x is gelyk aan 20 grade. Ons noem dit verwisselende hoeke. Wat is parallel? KL, parallel MN. So 2x is gelyk aan 20. Ons deel met 'n 2 aan beide kante, so x is gelyk aan 10 grade. Dis al wat ons daar moes doen. Kom ons gaan na hierdie vraagie toe hier. Ek like hierdie vraag. Hulle sê druk elke van die volgende terme uit, in terme van x uit en gee redes vir jou stelling. Hulle sê, DEC, wat hoe praat hulle van DEC? So hulle praat van daai hoekie. So hulle sê druk hom in terme van x uit. Hoe gaan ek dit uitwerk? En kyk nou, awesome is die. Ek gaan hier onder toe aan. Sal dit sin maak as ek sê, x, is hierdie x, plus hierdie DEC wat hulle van gepraat het, DEC, plus 90 is gelyk aan 180 grade. Wat is my rede? Hoek aangrensende hoek op 'n reguit lyn. Okay, daar hulle sê druk DEC uit in terme van x. Beteken DEC moet 'n x iewers in die antwoord hê. So kom ons kyk DEC alleen, dan kyk ons waartoe gaan ons met die ding. Soos 180, ons bring die 90 oor, ons bring die x oor. So DEC is gelyk aan 180 minus 90 is net 90 minus x. En dis presies waar ons toe gaan. As hulle sê druk die volgende hoek in terme van x uit is hierso, dan die hoek moet net 'n x-waarde in hê. So dit klink baie moeiliker as wat eintlik is. Okay? So kom ons doen enetjie net hier langsam. Ek hou van hierdie tipe somme, dit is baie populêr. So hulle sê GLK, wat hoek praat hulle van? GLK, so hulle praat van hierdie hoek. Hulle sê druk hom in terme van x uit. Okay, hy is eintlik maklik, want wat weet ek? Ek weet dat hierdie GLK, wat hulle nou van praat, plus x is gelyk aan 180 grade, want, hoekom is dit? Ko-binnehoeke. Ko-binnehoeke, FG parallel DE. Okay, en die ding is, ek moes die hoek uitgedruk het, so ons hou die hoek, en alles wat nie in die hoek gooi ons oor, en daar is hy. GLK is 180 minus x.